Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Ek moedig jou aan om vandag hoofstuk 30 van Exodus te gaan lees, die hele hoofstuk, en dan diep in te kyk in wat die Here dalk vir jou wil sê vandag vanuit sy woord. Ek lees vir jou Exodus 30 vers 6 tot 7 of 6 tot 8 en die tema is wierook aanbidding. Ek lees vir jou. Sit die wierookaltaar voor die gordyn waar agter die ark van die verbond is. Dit moet reg teenoor die versoendeksel wees, daar sal ek jou ontmoet. Elke oggend wanneer Aaron die lampe kom uitdoof, moet hy geurende wierook op die altaar brand. Ook wanneer hy die lampe teen die aand aan die brand steek, moet hy wierook daarop brand. Elke geslag moet wierook voor die Here laat brand. So, as jy hierdie prentjie kan sien, tussen die kandelaar wat verteenwoordigend is van die Heilige Gees en God as die lig van hierdie wêreld, en die tafel met die brode op, wat verteenwoordigend is van Jesus as die brood van die lewe, tussen hierdie twee staan die wierookaltaar. En dit staan van aangesig tot aangesig reg oor die ark van die verbond, maar aan die buitekant van die gordyn. Nou die ark van die verbond verteenwoordig natuurlik God die Vader, God op sy troon, God se teenwoordigheid. Die wierookaltaar met die wierook wat daarop gebrand word, simboliseer die mense se aanbidding, die verhouding van die mense wat in aanbidding voor God is. En die mense word in 'n intieme spasie ingebring saam met die drie-enige God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En hier in hierdie intieme opset word daar nie sondeoffers gebring nie. Dit is reeds afgehandel by die altaar buitekant die tent, waar die sondeoffers en goed gebring word voordat daar in die heiligdom ingegaan word. Hier in hierdie plek waar die altaar van die wierook is en waar aanbidding plaasvind, geniet God en mens mekaar in hierdie spasie van aanbidding. Nou in die Nuwe Testament word ek nog nader aan God gebring, want Jesus het selfs daardie gordyn wat tussen die aanbidding, tussen ons as mens en hom is, het hy verwyder. En ek is nou werklik van aangesig tot aangesig met die drie-enige God en ek kan vrylik aanbid. Ek kan as 'n verloste en as 'n versoende in God se teenwoordigheid leef. En mag my lewe as aanbidding dan altyd voor hom aangenaam wees. Mag ek in hierdie plek van intimiteit leef, want dit is die prys wat Jesus betaal het. Dis hiervoor dat Jesus die prys betaal het aan die kruis, sodat ek saam met hom in hierdie intieme spasie kan wees en liefde kan geniet, sy liefde, sy teenwoordigheid en hy my aanbidding. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U my in 'n ewige eenheid ingebring het met U deur Jesus. En ek aanbid U en deur die Heilige Gees wat my inspireer, word verheerlik. Dankie dat ek van aangesig tot aangesig met U in hierdie intieme spasie kan leef. Amen. Mag jy vandag dit beleef. Bring jou aanbidding voor God van aangesig tot aangesig. Geniet sy liefde en sy teenwoordigheid. Ons praat weer môre.